Goeiemôre, 25 September en ek het nou al reeds 'n klomp vrae oor refugee status en lewe in Amerika gekry. So ek gaan dit gou dit behandel voor dit te veel raak. Dat ons nie te veel op een video het nie. Die eerste vraag, ek is 'n railway track master, sal ek werk in Amerika kry? Kyk, die railways hier so by ons is een van die jobs wat jy regtig baie groot en baie vinnig kan gaan. Want die average age van mense wat hier op die railways werk is redelik oud, so 'n klomp mense gaan op pensioen. Daar's 'n baie groot aanvraag vir daai tipe werk. Op die railways en hulle het baie goeie benefits, so jy gaan definitief kan regkom met dit. As ons 'n green card kry, kom ons refugee en ons kry ons green card, kan die volgende president die decision reverse, want hy like nie van hierdie program nie. Hy kan nie. Sodra jy jou green card het, jy is in 'n plek hierso, die volgende president kan nie goed verander dat jy moet uitgeskop word nie. So nee, hy kan nie, jy sal bly op jou green card en dan later jou burgerskap. Family have passports, but 2 minor children still in processing. What do we do? Okay, unfortunately, you need passports to fly here. So hopefully they get those 2 passports processed fast enough. But when you go for interviews, let them know we are waiting on 2 passports for the 2 minor children, and they will work with you on that one. Ek is 'n industrial generator technicus, is daar werk. Al hierdie werke wat jy nou handwerk doen, jy weet wat jy nou 'n tegniese job nodig het, of 'n tegniese kwalifikasies, daar's baie van dit beskikbaar. Industrial generator technicus, daar's baie plekke wat dit gaan nodig hê. So jy gaan definitief regkom met so iets. Maak dit seker dat al jou kwalifikasies wat jy het, jou lisensies, bring dit saam sodat getranslate kan word. Jy gaan ten toe sekere toetse moet doen om die Amerikaanse conversion te kry en dan kan jy ingaan in daai werk. Ek sien video's dat mense ouer as 50 daar in Amerika klaar dat hulle nie werk kry nie. Is dit so? Ek het nog nie daai video's gesien nie. So ek weet nie wie maak dit nie en wie sit dit uit nie. Iemand sê hulle sien baie video's daarvan, ek sien nie van die video's nie. En nee, dis nie so nie. Daar's werk oop vir almal. Hulle soek werkers oralste. By ons maatskappy, die average ouderdom van mense wat hier kom elke tweede week om werk te begin by ons is tussen 45 en 50. Anyway. So ek weet nie waar jy daai video's gesien het nie. Daar is al seker plekke wees waar mense sê, ek het geprobeer werk soek en ek's geghost en hulle dink ek's te oud of so. Dan soek jy by die verkeerde plek werk of jy soek die verkeerde werk. As jy byvoorbeeld nie 'n kwalifikasies het en jy soek 'n corner job waar jy 'n manager of 'n director gaan wees en jy het nie die kwalifikasies nie, gaan hulle jou ghost. Maar daar's baie werk vir almal beskikbaar. Wat doen julle in Amerika vir ontspanning? Selfs as in Suid-Afrika, mense vang vis, hulle kamp, hulle gaan movies toe, hulle eet uit. Het is net goedkoper om dit te doen hierso en makliker toegangbaar. Hier by ons, daar's state parks en national parks oralste oor die land, so jy kan gaan vir net 'n hiking as jy wil, gaan kanoe, gaan ry, my vrou doen gereeld, gaan sy met haar opblaas kajak en gaan ry in die riviere af of in die lakes, jy weet, gaan kajak bietjie of doen gaan loop in die park, gaan loop by die hiking trail. Dis een ding, dan kan jy gaan woon sports by, of gaan movies toe, of gaan eet uit, of jy weet, gaan downtown Nashville toe en gaan loop, doen pub crawling, die Akker Liewe Bar in Nashville het live music, free, so, en groot sterre wat daar uithang sometimes, so, nee, hier word dieselfde as in Suid-Afrika gedoen, gaan braai met jou vriende. Die enigste beperking wat jy hier het wat jy mens het vir ontspanning, die enigste beperking wat jy het hierso is jy. Jy beperk jouself as jy nie wil gaan nie. Alles is beskikbaar, gaan doen dit net. Is daar beauty industry, is dit groot, jy weet, hare en nails en die tipe van ding? Ja, dit is groot, jy gaan maklik regkom, as baie plekke wat mense soek om aan te werk, en as baie plekke waar mense hulle eie besigheid begin.
uit hulle huise uit, of 'n klein besigheidjie, 'n klein gebouetjie in die dorp kry en daar hulle eie besigheid begin. So as jy gekwalifiseer is in beauty, hare sny, nails doen en al daai, jy gaan definitief regkom met dit. En jy kan ook goed doen as jy jou eie besigheid begin, want die mense hier like dit om te gaan sit vir haar sny of die nails, vir al die girls om nails te laat doen en so aan, en hulle betaal groot vir dit. Wat van as jy onlangs 'n mediese probleem ontwikkel het en jy kort nou 'n operasie? So, jy moet dit beskikbaar, maak dit duidelik vir die interviewproses. As jy vir die interview gaan, as jy gaan vir jou medies, sê vir hulle duidelik wat aangaan. En dan bepaal hulle daar of gaan jy eers die operasie in Suid-Afrika moet kry voor jy kan kom, of kan jy dit hier kry in Amerika, dat hang af van, so daar's nie 'n open woord, 'n black and white antwoord op daai en nie, dit gaan keis tot keis wees, maar maak seker hulle weer daarvan, dat hulle nie sê jy het goed weerhou nie, want as jy goed weerhou, dan gaan hulle jou goed net kanseleer. Hoekom so baie grappe oor die DMV? Het hulle lang rye? Is dit moeilik daar? Ek weet nie baie, ek sien nie baie grappe nie, daar is seker grappe oor die DMV's, en dan sekerlik maar in die groot stede. Hier by ons DMV, as jy daar gaan jy kan jou lisensie hernie online, jy hoef nie daar in te gaan, of jy gaan in en jy gaan na die kiosk toe, jy betaal jou kaart, hulle neem jou foto en jy stap daar uit, 15 minute later met jou lisensie wat gehernie is. Sekere ander goed wat jy moet toetse doen, en jy kan afsprake maak, so, ek kan nog nooit langer as 'n halfuur na 'n uur in 'n DMV gesit anyway nie, so ek weet nie wat die, wat ek kan ook sê is die mense hier in Amerika moet in 'n ry sit vir meer as 30 minute, dan complain hulle. So, hulle is nie gewoond daaraan nie. Nou, in Suid-Afrika, ek onthou, as jy gewoond daaraan om buite kan jy die gebou vir 4 ure in 'n ry te staan, om in te kom waar jou lisensie moet doen, of jou aansoek vir jou paspoort. Dit kon ook goed. In die wind en die weer staan jy maar in 'n ry buite vir 3-4 ure. Hier sal dit nie gebeur nie. Die mense sal so groot bewaai hier opskop as dit hier moet gebeur. So, nee, ek dink die mense complain as hulle meer as 30 minute moet sit, binne kan sit en wag vir hulle afspraak. Kan jy houtwerk van jou uit jou eie garage uitdoen? Hey, hang af. As dit jou eie huis is, doen wat jy wil. Nee, maar daar's geen beperkings nie. As dit 'n huurhuis is, moet jy net die toestemming van die eienaar kry. En as hy sê fine, is dit fine. En onthou net kyk na goed soos insurance wat cover sekere goeders. Maar nee, daar's nie 'n beperking nie. Jy kan dit doen as jy wil. As dit jou eie huis is, kan jy definitief doen wat jy wil. Ek is getroud, maar wil alleen oorgaan, sal dit 'n probleem wees. As jy alleen aansoek doen, en dan hulle gaan vir jou opwees, jy vra as jy getroud en whatever, moenie enige informasie weerhou nie, en as jou vrou of jou man wil agterbly, en jy wil gaan, en vir een of ander rede, laat dit weet in die onderhoud, en dis 'n refugee program. Jy voel, jy word oppressed en so aan, en jy, hoekom jy nie met jou vrou of jou kind wil saamvat nie, of jou vrou of jou man wil saamvat nie, jy moet maar vir hulle verduidelik daai, maar dit behoort seker nie 'n probleem te wees as jy kan reg articulate en vir hulle kan verduidelik hoekom hulle agterbly nie en so, en ook hulle gaan vra, nou nie dink as jy in Amerika kom, jy kan nou, en jou getroude partner wat agtergebly het, wil nou skielik oorkom, dat jy kom op 'n ander manier hulle daar kan kry nie. Dit kan 'n probleem wees. My man is 'n aircraft engineer, is daar werk? Nee, baie werk. Aircraft engineers, die aviation industrie is tekort aan pilots, engineers, mechanics en so aan, so definitief sal hy regkom. Hy gaan moet papiere saambring en hy gaan moet toetse hier oor doen. Kan my kerel dalk goedgekeur word en ek afgekeur word? Baie moontlik. Onthou julle is nie getroud hier, hulle gaan obviously apart aansoek doen. So elke een se case gaan apart behandel word. Is die een se case sterk staan vir possible persecution, sal hulle dit kry, en die ander een se case nie sterk genoeg is nie, sal hulle dit nie kry nie. So ja, dis baie moontlik dat die een goedgekeur word, die een afgekeur word. Hooplik as julle case sterk genoeg het al twee dit gekry en julle kan hierna toe beweeg. Ek het Explosive Magazine Master, dis my kwalifikasie. Hoe lyk die werk daarso? Ek is 100% seker nie, maar definitief plekke soos myne en die plekke dinge, of waar jy gaan Explosive Magazine Masters nodig het, jy kan kyk as jy aankom, maar soos ek sê, al vorige keer, jy hoef nie noodwendig te kom doen nie, so wat jy in Suid-Afrika gedoen het nie. Jy kan iets anders hier begin, en dan later terugkeer aan die job toe, as jy het nie onmiddellik gekry het nie. Is daar 'n groot aanvraag vir sisters by ouer huise? Daar's 'n groot tekort aan
mediese personeel oor die algemeen in Amerika. Nurses, dokters, susters, al die tipe van dinge. Obviously dan ook dan by ouer huise wat dit het. So, en daar's baie groot aanvraag ook vir personal care by mense se huise self. So as jy gekwalifiseerde nurse, suster of 'n nurse of so iets, bring jou papiere. Jy gaan definitief moet die toetse hier ook doen en goed te translate. Maar jy gaan dalk regkom om die interim werk by 'n plek te kry, 'n mediese plek of by 'n ouer huis of so. So bring jy goed saam, jy gaan definitief kan aangaan met medies as jy hier aankom. My dogter het 5 maande te lank op haar visum agtergebly in Engeland 22 jaar terug. Sy was 'n au pair, sy was op 'n 2 jaar visum, maar sy het overstay vir 5 maande. Moenie dit wegsteek nie. Verduidelik net wat het gebeur en hoekom. En so aan. Hulle sal kyk, dis 22 jaar terug in Engeland, dis nie in Amerika nie. So, dit is nog steeds 'n overstay op 'n visa, maar just moenie dit nie vir hulle wegsteek nie. As hulle dit nie vra nie, dan hoef nie te antwoord nie. Maar as hulle spesifiek vra, have you ever overstayed your visa? Sit dit daar en sê hoekom. Die skole by julle, watter vakke word aangebied en hoe werk dit in vergelyking met Suid-Afrika? Is baie dieselfde as Suid-Afrika, so die skole hierso, daar's 'n klomp vakke wat aangebied word, dieselfde tipe vakke as in Suid-Afrika. Dieselfde tipe skoolvakke, so hang af wat se skool jy gaan, jy kan leer dit, daar's ook soos tegniese skole en akademiese skole en die kinders kies vakke soos hulle deurgaan en jy kan spesifieke vakke kies. Ek onthou in Suid-Afrika in 'n tegniese skool waar ek was daar net een vak wat jy kon kies en dit was jou tegniese vak. Die res moes jy vat, Afrikaans, Engels, wiskunde en wetenskap en aardrykskunde dink ek was die ander. Dit was standaard wat jy moet vat en jy kon jou tegniese vak kies vir die laaste 3 jaar. Hier is nie so iets dat jy die laaste 8, 9 en 10 het jy net die 6 standaard vakke en jy bly by hulle vir 3 jaar nie. Hier het jy klomp vakke die hele tyd en dit word verander soos jy gaan. So daar's baie vakke en die tyd wanneer jy klaar maak met hoërskool het jy 'n klomp vakke gecover. En dit sit jou ook op vir vakke in die universiteit. Jy kan ook universiteitsvakke in die hoërskool al doen. So in matriek kan jy 9 in matriek kan jy begin vakke doen wat gecover word hier in die universiteit, dan kry jy krediet daarvoor as jy universiteit toe gaan. So dis dan ons terugvoer vandag. Gooi die vrae hieronder vir lewe in Amerika en refugee en dan antwoord ek dit sodra kom. Daar's 'n groot kans dat ek dalk Saterdag 'n lewendige uitsending kan doen, maar ek sê julle môre aan te live 'n warning gee as dit sal kom. Sien ons mekaar weer later.